Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you would call me. And take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made strong. Waarom my boodskap vanoggend is waarom twyfel jy? Staan op. Ek wil vanoggend met jy praat uit God se woord oor twyfel. Ons almal weet hier is een of ander tyd wat ons twyfel oor iets, nee. Partymal selfs twyfel oor ons geloof en ons redding. Ek wil môre met jy praat oor twyfel in ons harte, wat ons het, en dit het 'n negatiewe uitwerking op ons lewens, meer as wat ons besef. En ons twyfel is doubt. Ons het almal die neiging om onsself bevraagteken, het ek die regte ding gedoen? Het ek die regte besluit geneem? Moet ek nie dit wat ek gekoop het, miskien terugvat winkel toe nie, al die vrouens? Moet ek nie liewer 'n ander beroep gevolg het nie? Dit wat ek nou doen, is dit die regte ding? Ek het self uit, dit is nie die regte plek. Moet ek hier wees? Daar is verskillende soorte twyfel. Twyfel oor die toekoms. Ons noem dit bekommernis. Twyfel oor ander mense, wat ons noem vermoede. Vermoed jy is nie, as weet jy gaan. Navraag doen oor hom. Twyfel oor onsself, ons noem dit minderwaardigheid. Twyfel oor alles in die lewe, ons noem dit skeptisme. Skepties. Nee. Party mense is so eenvoudig en skepties oor alles. En dan twyfel party mense oor God, is onseker. Mense ontken dat daar tye is wat hulle twyfel oor God omdat hulle nie regtig besef waarom twyfel gaan nie. Ek wil net vanoggend vermaan en waarsku, as jy twyfel nie verstaan nie en nie daarmee kan deel nie, kan dit jou geloof in God vernietig. Met een ding dat jy verstaan, twyfel is nie die teenoorgestelde van geloof nie. Ongeloof is die teenoorgestelde. Unbelief is the opposite of faith. Twyfel is om onseker en besluiteloos te wees. As ons twyfel, dit beteken nie ons glo nie daarin. Hoor wat ek sê hoor. Dis wat jy glo daarin, maar jy twyfel bietjie oor dit. Ons sê ons is seker nie, maar hier kom die gevaarteken. As ons bly twyfel en onseker is, kan dit lei tot ongeloof. Kan ek dit meer duidelik maak, makliker? Twyfel is eintlik so tussen ongeloof en geloof. Jakobus 1 vers 5 en 8, die gedeelte Jakobus gaan oor om wysheid van God te bid, maar betrekking op al die areas van ons Christelike lewens. Jakobus 1 vers 5 en 8 sê, as iemand van julle wysheid kort kom, laat hom dit van God bid, wat aan almal gee sonder om te verbyt, en dit sal aan hom gegee word. Maar hy moet in die geloof bid, sonder om te twyfel. Want hy wat twyfel is soos 'n golf van die see wat deur die wind getrywe en voortgesleep word. Want so 'n mens moet dink dat hy iets van die Here sal ontvang nie. So sê die woord van die Here, dan is 'n dubbelhartige man, onbestendig in al sy lewe. Dit kan nie goed nie, nee. Dit is baie duidelik dat God geloof hoog opstel, geprys stel. Maar Jakobus sê baie duidelik, 'n mens wat twyfel is onseker en weet jy wat? Is 'n onrustige persoonlikheid. Hy het nie daai om iets te doen, dis asof hy baie verstaan jy? Die net taak vir hom en iets doen self die werk baie was en nou
ek weet nie, moet ek dit gaan doen? Verstaan jy, dit is iemand onseker is. En dis daarom God vir ons sê, met ons Christendom, met kind van God, moet jy seker wees wat jy doen, waarin jy glo. Jy moet vasberade wees. Die woord van God sê tot ons dat jy moet manlik wees, jy moet sterk wees. Hy sê, maak die verlamde knieë weer vas. Iemand wat so is, glo iets, maar weet nie wat dit is. Ek wil dit terug na die kerk toe, na die gelowiges, na ons as kinders van God. Baie gelowiges wat in kerke sit, doen maar waarmee hulle groot geword het, is dit nie? Hoekom dink jy, is daar so baie mense wat by kerke sit, maar hulle kan nie daar wegkom nie? Hulle doen maar tradisie. My oupa het so geglo. My ouma, my pa, my ma het so geglo, dan glo ek het ook maar. In plaas van, om as jy volwasse in die woord van God optel en begin studieer, dan kom jy agter maar, dis, wag, dit wat julle hier doen, wys my gou die skrif. Jong, ek weet ons het so ander boekie. Nee, wys my in die woord van God, wat jy in hierdie kerk doen, wat ons hier doen, is regtig in die woord van God. Ek het laas gepraat, het jy 2 minute oor gepraat. Die Here wil nie hê dat ons as sy kinders onseker en met twyfel in ons harte moet leef nie. Hoewel 1 Petrus 5:8 hy sê, wees nugter en waaksaam, want julle teestander die duiwel loop rond se brande leeu. Nou bram dop, en waaksaam wees. Wees nugter en waaksaam, want die duiwel, hy loop buite rond en hy wil jou verslind. Hy soek jou, luister jy bekluister, hy soek jou siel, hy soek jou in die hel. Maar jy moet as kind van God 'n keuse maak om hom te aanbid en met geloof om te gebid. Weet jy kan nie gered word sonder geloof nie. Wat sê Hebreërs 11:6, pastoor Pieter? Kom gewoon, jy lees die woord, wat sê Hebreërs 11:6? Dis die geloofshoofstuk, en sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag. Groot woorde, mense lees dit, dis maar oor. Nee, dit behaag God glad nie. As jy ongeloof raak in nie. God soek manne en vroue wat standvastig in die geloof is. As ons standvastig in die geloof is, dan is ons geanker op die rots Christus. Onthou bome en vrugte. 3 weke terug. Joey, wat jy gebid, oor bome, jy moet geanker wees. Jou wortels moet op die rots Christus wees. En wanneer die storm kom, en die wind kom, en die water kom, dan weet jy, jy's op Jesus geanker. Al die leerne, al die leuns, al die dinge wat hy pad langs kom, gaan my nie affekteer nie, want ek het my geloof in Christus gestel. Ek is geanker, ek weet waarin ek glo, en ek kan dit bevestig deur God se woord. Enige vals leer of vals profeet kan jou probeer beweeg beïnvloed. Maar as jy geanker is, gaan hy faal. Omdat jy vanoggend verseker is en nie twyfel oor jou geloof in die Here Jesus Christus. Hoor hierso, hoe meer ons groei deur God se woord bepeins in gebed deur te bring, hoe minder effek sal enige omstandighede of storm op jou en my lewe hê. Twyfel is ongelukkig deel van menswees. Ons sien, hier sit die disippels op 'n skuit in die middel van die see, getuister deur die golwe wat daar is, en daar kom 'n sterk wind, en skielik het hulle iemand sien loop op die see. En hulle het gedink dit was 'n spook. Hoor jy? Dit was natuurlik Jesus wat hulle gesê, hou goeie moed, dit is nie ek nie, moet nie vrees nie.
En wie was baie braaf? Petrus, hy's braaf. Ek nou, hy was die voorloper met hom dinge te doen. Nee. En Petrus, hy sê Jesus kan my toe kom en hy sê kom, ja, kom, loop na my toe. En raai wat? Petrus het ook op die water geloop. Dit gaan nie. Hy het geloop. En hy het na Jesus gekyk en sê, loop, dit is lekker is. Imagine op water loop. Maar toe hy sy oë afhaal van Jesus af, en hy sien die sterk wind en die groot golwe, toe kom hy twyfel. Gaan so, toe ruk hy bene van hom, verloor sy balans, toe val hy in die water en hy sink, want hy gekyk na die omstandighede, en sy oë afgehaal van Jesus af. Wil sê Markus 9:23, hy sê, as jy kan glo, alle dinge is moontlik vir die een wat glo. Dankie tog Jesus het sy twyfel gesien, hulle sien hy bang geword, hy begin sing en Jesus het die hand uitgesteek om te gryp en gesê, klein gelowige, waarom het jy getwyfel? Baie mense begin iets aanpak, ek weet, jy het nog baie gepak. En dan met baie passie, volle vertroue, maar wanneer die eerste wind op storm is, dan word die mense, dan twyfel hulle, en dan hulle alle hoop vaar, en die sending of die opdrag word laat vaar. In die Bybel is daar baie voorbeelde van eenvoudige manne wat groot geloof in God gehad het sonder te twyfel. Abraham, Noah, ons spreek baie oor Moses, David, Daniel, Deborah, Gideon, Josua, so aan. Ons weet hoe die manne geloof in God gehad het en groot gewerk het. Die Bybel vergeet nie in God geglo nie, maar God genoeg vertrou om in moeilike omstandighede in gehoorsaamheid die opdragte uit te voer wat partykeer geen sin gemaak het nie en menslik onmoontlik was. Weet jy wat beteken geloof ook? Geloof beteken jy staan alleen. Nie almal het geloof. Is dit een van die gawes nie? Gawe van geloof. Nommer 30, ek gaan gou stukkies sien, ek hou van die Ou Testament iets in te bring. Moses en Aaron stuur 12 manne uit om die land Kanaan te verken. Want hierdie man is nou nog op pad na die beloofde land, hulle reis nou. En hier is 'n groot plek wat hulle moet inneem, Kanaan, is op hulle reis. Alhoewel die volk Israel met wonderwerke uit slawerny uitgelei uit Egipte land, was hulle nog baie demonstrerend ongelowig. Julle doen nou wonderwerk, die volk kan klaar met hulle wêreld. Dis gewoon 40 jaar in die woestyn spreek, hulle was nog nie voorberei in geloof om in die beloofde land te gaan. So kom 12 manne, stuur hulle 12 manne uit. Moses sê, gaan julle 12 manne gaan verken, of ons sien wat daar binne in daai plek. Het hulle miskien groot wapens, het hulle 'n paar kanonne, wat gaan daar binne aan? Ons weet, wat ons voorberei om die land in te neem. Hulle kom terug, en luister, 12 manne, 10 van die verkenners het gesê, daar's baie melk, en heuning en vrugte in die land. Lekker. Hulle het inteendeel sy groot druiwe teruggebring, sê hulle. Ek wil lees die woord van God. Maar, hulle sê, daar's 'n groot reuse, stam van Enak. Groot, en die volk is sterk op wapen. En hulle sê vir Moses, dit is onmoontlik om die land in te neem. Maar hier staan, want hulle is 10 manne, hulle 12 gestuur. Moses, Josua en Caleb het opgestaan en gesê, as die Here 'n welbehae in ons het, sal hy die land vir ons inbring en aan ons gee, 'n land wat oorloop van melk
En julle hoor hierso, 10 manne is ongelooflik, 2 manne sê, ons kyk nie na die sienlike nie, en die oormag nie. Ons vertroue is op 'n God wat ons weet, wat vir ons 'n pad kan maak. Die geloof is op die onsienlike God. Nie op die sienlike wat jy sien, dis op God, op jou vertroue op God. Die volk Israel, waar die 2 manne, Joshua en Caleb, steenig, hoor nou hierso, die volk, wil vir Joshua en Caleb steenig, om hulle vir sê, ons moet gaan. En die Here stuur 'n plaag onder daardie manne in. En daardie 10 manne sterf. Gaan lees dit, deur 'n plaag wat God stuur. En Joshua en Caleb bly lewe. Jy sien, jy moet weet wat jy in God het. Jy moet weet waar jy staan kom. Gedurende, ek gaan iets in gooi so, gedurende wêreldmeestersgolftoernooi het baie gesien opgemerk dat hierdie man wat so goed golf speel, sy naam was DJC, was 'n India. Hy het baie gesukkel. En ek het gesien hierdie golftoernooi gaan hy verloor. Maar hier is so van die helfte van die wedstryd af. En hierdie man skryf op dat hy gaan speel. Nou sê, wat het veroorsaak dat jy nou skielik so goed begin speel het? Hy sê, ek het op my golfsak, was daar 'n stukkie papier geskryf deur my 10-jarige seun. Dit het eenvoudig gesê, Papa, trust your swing. Hoor jy? Papa, trust your swing. En dit het gemaak dat die man vasberaad is. Hy sê, ek gaan my kind weer stel. En hy sê, gelooflikheid en hy begin speel. En hy het die wedstryd wonderbaarlik gewen. Ek wil vanmôre vir jou sê, die Bybel is 'n nota vir God se kinders. En dit moet vasgesteek word op die hartkamer van jou hart. Dit sê Spreuke 3 vers 5, vertrou op die Here met jou hele hart en steun nie op jou eie insig nie. Ek en jy, God, moenie vanmôre twyfel oor die toekoms nie. Moet jy nie te worry oor die dag van môre inbring nie. Hy sê, waarom is jy bekommer? Hy sê, oor kos en klere en oor al die dinge vir die aardse goede. Hy sê, as ek die mosies en die voëls van die veld het, hoeveel te meer sal ek nie vir jou gee as my kind nie. Ek wil weer sê, dit is donker buite. Ek gaan nie vir die lieg. Dit is vreeslik buite. Die mense moet vermoor van jullie. Hier is nog in 'n sonnige land, maar dinge loop net nie. Die mense dien nie God nie. Ek wil vanmôre vir sê, al kom daar die storms in jou lewe, al voel jy party dag, ek wil opgee, wil ek vir jou sê, byt vas in die geloof, staan vas in van God, kom uit by God weer, gaan sit weer stil en sê, Here, neem hierdie twyfel in my hart uit, dat ek die geloof en my vertroue op U kan plaas. Weet jy, ek wil vanmôre vir jou sê, twyfel maak jou swak. As jy iets moet doen, jy is onseker, gaan jy die twyfel en onsekerheid maak, dat daai ding wat jy doen, gaan heel 90% misluk. En wil vanmôre vir 'n paar punte wys vir jy neerlê, vir jy gee vanoggend om die twyfel uit ons hart te kry. Hoor wat sê hy, erken, jy moet vanmôre erken. Jy moet erken dat jy twyfel het. Jy moet weet dat jy twyfel. Twyfel gaan nie weggaan omdat jy ontken nie. Jy gaan weggaan as jy dit erken. Jy gaan dit oorwin om dit raak te sien en daaraan begin te werk. Vra die Here om jou te help. Hy sê, wat sê hy? Wat sê hy op sy sê? Ja, dit ook. Ek het dit gegaan. Hy sê op, dat aan jou sorg omdat hy sorg vir jou. Cast your burdens unto Jesus. Because he cares for you. Amen. Markus 9:14, alle dinge is moontlik vir die een wat glo in God se woord. Begin met die geloof wat jy het en bou daarop. Onthou, twyfel is nie onsekerheid. Luister na ander se getuienis wat twyfel oorwin het. Deur gereeld die woord van God te lees
onsekerheid uit jou hart kry. En sonder geloof, Hebreërs 11:6, is onmoontlik om God te behaag. Wees nie wys in jou eie oë nie, vrees die Here. Wyk af van die kwaad, dit sal genesing wees vir jou liggaam en verkwikking vir jou siel. Is nie besonder nie, as die twyfel en onsekerheid en bekommernisse maak dat baie mense siek, moeg, uitgeput is. En die eie wysheid vernietig jou geloof in Jesus. Luister, op 'n môre, bring my hele boodskap na punt toe hy sê, jy moet weet, geloof is nie iets wat jy het of nie het nie. Dit is iets wat groei in jou geestelike lewe. So spiere wat groei, hoe meer jy dit gebruik. As jy werklik geloof het, is dan nie plek vir twyfel. Dit is 'n daaglikse proses. Corneille, Paula, ons is 'n anker op teen ons Christus. Weet jy wat? Daardie anker wat ons het, ongeloof maak die skakels swak. Dat jou geloof val, en jy kan nie uitkom wat jy moet uitkom nie. Kom ons werk volgende om twyfel uit ons hart te kry. Dit van God staan in die geloof. Jaag na geregtigheid, godsaligheid, geloof, liefde, lydsaamheid, sagmoedigheid, stryd goeie stryd van die geloof. Gryp na die ewige